kan die sitplekke inneem. Nou, hartlike goeiemôre geliefdes. Baie welkom so saam by die huis van die Here. Dit is so wonderlik. Jy weet, Dawid het gesê, ek was bly toe hulle my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ek hoop jy is bly vandag. Dit is lekker om hier saam te wees en ons weet dat dit wat ons hier doen is natuurlik vir die Here en dit is so lekker om in daardie besondere teenwoordigheid van die Here dan ook hier saam by sy huis te ervaar. Nou geliefdes, net wat die afkondigings aanbetref, ek herinner u net ons Bybelstudie en gebedstyd sal weer voortgaan Woensdag die 23ste Julie. Dit is net na die skoolvakansie, dan gaan ons aan met die boek Filippense en ons gaan in besonder kyk na Filippense hoofstuk 3. Nou ek het gesê, gaan lees so lank daarso by die huis en dan kan u ook nou sommer so 'n bietjie 'n idee kry van wat daar nog verder ook dan voor lê in daardie Bybelstudie. Dan die voorbereiding vir die siekes, ons bid nog steeds so vir oom Tokkie, dit gaan baie beter met hom, maar ons bid nog steeds dan so vir hom, vir volkome genesing, en ook vir Katrina, sy is by die huis, sy het maar net baie pyn en die ongemak en so, en sy het Vrydag is sy ontslaan en is sy weer by die huis, so sy moet nou daai nekste dra vir 6 weke, so bid asseblief dan vir haar ook vir daai volkome genesing. En dan bid ons nog steeds so vir John van Koller se ma, en ons bid nog steeds vir Tannie Patricia ook, dat die Here daar ook sal deurdaan, ook vir Amanda, ek wil net haar ook daar bysit, ons is dankbaar, sy was in die week beter, en toe weer so bietjie nie lekker nie, en ek hoor John sê vanoggend, sy is weer beter daarom, maar kom ons vertrou die Here, dat hy dan ook so vir Amanda sal deurdra, en dan ook so vir Tannie Stina, wat ook nog aansterk nadat sy in die hospitaal was. Goed, en dan voorbereiding vir die ander sake, onthou asseblief, bid saam in julle eie stilte tyd by die huis ook elke dag, kom nou daar 'n paar, ek wil sê 100 gebede opgaan oor hierdie saak, bid vir ons eie GP Kerk Perseel. Goed, en dan die verjaarsdag, die 12de Julie is oom Henny Barnard. Nou, geluk met oom Henny se verjaarsdag in sy afwesigheid, is daar dalk nog iemand wat hierdie week verjaar, iemand wat ons gemis het? Of iemand, een van die besoekers, niemand wat hierdie week verjaar, nie skaam wees nie. Goed, baie dankie. Nou geliefdes, vanaand se aanddiens gaan ek met u preek oor die tema, die vlug na lewe. Nou julle moet maar self kom luister om 6 uur, waaroor gaan ons preek, die vlug na lewe. So ja, ekskuus julle, ons het so 'n bietjie vinnig gesing, maar julle is op betyds. Goed, so die vlug na lewe, julle is baie welkom vanaand om 6 uur. Nou die wat verlede week hier was, sal onthou ek het oor 'n vliegtuig gepreek en ek het ook gesê, wel, dalk lei die Here mense om na die ander kant van die muntstuk ook te kyk en ons gaan dan vanaand so 'n bietjie dan daarna kyk. Goed, en dan stoor die datums, onthou die 23ste Augustus, ons gemeente Hengeldag, daar by Koster, so kry so lank julle aas reg, en kyk, daar is ons van die ou mense wat daai goed deur week vir weke lank, ensovoorts, maar ja, gaan kry so lank julle goedjies reg, en ek wil net 'n bietjie julle aandag fokus op daai prentjie daar agter, sommer wat ek van die internet afgekry het, maar jy weet, dit is so 'n groot waarheid, daar staan met Christus, wat permanent in jou woon, dis nou as jy wedergebore is, as hy permanent in jou woon, is daar geen rede, waarom vandag en enige ander dag nie wonderlik kan wees nie. Want hy lewe in jou, hoe wonderlik is dit. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en dat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, sy Seun word in die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Nou die kindertjies is welkom om saam met Michelle te gaan.
as hy nie wil saam nie, is dit weg. Kom ons staan, dan sing ons daardie pragtige lied, Majesteit, Majesty. Baie dankie julle. Nou soos julle verlede week gehoor het ek gesê dat ons gaan vir die volgende paar Sondae 'n bietjie boekprediking doen. Nou wat is boekprediking? Dit is waar ons 'n sekere Bybelse boek vat en ons gaan vir die volgende paar Sondae preke daaruit aanhoor. Nou, ek gaan nie elke keer 'n hoofstuk doen nie, ons gaan in besonder vandag net na een teksvers kyk in hoofstuk 2, so volgende week dan gaan ons weer verder aan. Maar dit is baie lekker om boekprediking te doen, want dan kry mens die geheel prentjie van wat daardie profeet met die naam van Maleagi onder leiding van die Heilige Gees reg wou oordra. So dit is lekker om daardie boekprediking mee te maak. Goed, ons gaan vanoggend Maleagi 2 vers 1 tot vers 9 dan saam lees. Nou wil julle net gou weer herinner, tussen Maleagi en Matteus is daar 'n verloop van 400 jaar se stilte. So die laaste profeet, kom ons noem hom die Ou Testamentiese profeet wat opgetree het, was Maleagi. 'n Laaste oproep van die Here. En toe kom daar 400 jaar van stilte waar daar geen profeet opgetree het nie. Na 400 jaar was die eerste profeet wat weer opgetree het, Johannes die Doper, wat natuurlik na Jesus as die lam van God
verwys het. So ja, dit is lekker om uit Maleagi te preek. Ek hoop nie ek slaan oor na Engels toe nie, ek het vanoggend in Engels al gepreek hierso. Goed, Maleagi, hoofstuk 2, vers 1. En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. En julle sal gewaar word dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare. My verbond met hom was die lewe en die vrede, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees en vir my naam gebewe. Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtheid het hy met my gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur jul onderrig laat struikel. Julle het die verbond met Levi verbreek, sê die Here van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my wee nie hou nie en partydig handel by die regspraak. Ons lees net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so sit, dan bid ons net en ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend so by mekaar kan wees. Ten spyte van omstandighede van die koue, die elektrisiteit wat in groot dele af is, selfs mense wat sonder water sit. Dankie dat ons die geleentheid het om vanoggend hier by mekaar te kan wees. En so kom bid ons dan nou, Here, dat U asseblief die woorde wat ons nou gelees het, in ons harte sal vasmaak en deel maak van ons lewe. Ja, vir sommige is dit 'n maklike boodskap. Vir ander is dit dalk 'n moeilike boodskap, want ons weet in hierdie enkele paar verse wat ons saam gelees het, Here, en in die oordeenking wat ons nou gaan doen, weet ons, daar is wonderlike beloftes en seëninge, maar daar is ook waarskuwings aan ons. En so kom bid ons dan, Here, dat U deur dit alles verheerlik sal word, en ons kom bid vir daardie siele, wat vandag hier bestel is deur U, om hierdie boodskap aan te hoor. Mag U deur dit alles verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil U neem na daardie vers wat ons saam gelees het, vers 2 wat sê, as julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Nou geliefdes, moenie die fout maak om te dink, hierdie is Ou Testamenties nie, ek kan vir julle dit in die Nuwe Testament ook kry. Dat daar waar die Here nie geëer word nie, daar waar die Here nie gedien word nie, blok mense wonderlike seëninge van die Here. En daarom wil ek met u praat vanoggend oor hierdie tema, toegesluite seëninge. Toegesluite seëninge. Het jy al ooit iets waardevols verloor? Kom ons sê nou maar, dalk 'n kluissleutel. Daar's belangrike dinge in daardie kluis, of jy nou geld daar weggeberg het, of dokumente, of 'n vuurwapen, daar's belangrike dinge in daardie kluis, maar die sleutel is weg, jy soek hom, jy kry hom nie.
Dit wat jy soek is nog steeds daar, maar is toegesluit. Dit wat vir jou waardevol is nog steeds daar, maar dit is gesluit. Dalk 'n voertuigsleutel wat jy verloor het, en jy soek die voertuigsleutel en jy beklei met die arme vrou of die man, die vrou beklei met die man, waar is my sleutel? Jy het jou nie gehad nie, nee, ek het hom daar neergesit. Die voertuig is nog steeds daar, maar jy het nie toegang tot dit nie, want die sleutel is weg. Die voertuig is toegesluit. En dit is wat soms in ons lewens gebeur. Geliefdes, ons kan baie keer bid, ons kan die aangesig van die Here soek, ons kan hom dien, en tog voel dit vir ons of die hemel vir my gesluit is. En as ek praat van hemel gesluit, bedoel ek nou nie hemel toe gaan en hel en daar nie. Ek praat van die seëninge wat uit die hemel uit neerdaal op my en op u. Dit voel vir ons baie keer of die hemel toegesluit is, of die hemel stil is. En u bring u kant. Volgens u dien u die Here, u doen baie dinge, maar daai vreugde en vrede, want ons het al gelees, wat sê die Here, wat het hy vir Lewi gegee? Hy het vir hom daar die vrede gegee, en vreugde gegee. En jy voel dalk vandag, maar dit ontbreek jou. Jy het net nie daai vreugde in jou lewe nie. Jy het net nie daar die vrede in jou lewe nie. Die seëninge is nog steeds daar. Dit is nog steeds daar. Dit het nie opgeraak nie, maar hulle is gesluit. En dit is die boodskap veral hier in hoofstuk 2 vers 2 wat ons gaan saam lees, of wat ons nou gaan behandel vandag. Ons gaan dit nou deur gaan saam lees, is dit praat van daardie spesifieke ervaring waar die Here sê, luister, ek gaan jou seëninge in 'n vloek verander. Met ander woorde, nie net word my seëninge gesluit nie, maar die Here verander dit in 'n vloek. Dit wat veronderstel is om vir my goed te wees, raak dan vir my sleg. En luister, in Maleagi 2 praat die Here met die priesters, maar hy praat ook met die invloedryke mense, hy praat ook met gewone mense, want daai priesters sou dit weer gaan oordra. Maleagi was 'n profeet wat vir gewone mense ook gepreek het. En die Here kom praat vandag met my en met jou. En hy sê, dan sal ek. Nou dan sal ek, dit hang van jou af. Dan sal ek, gaan jy die Here eer? Gaan jy doen wat reg is? Dan sal die Here jou seën. En ek wil net dadelik sê, ons gaan nie die dinge doen, ek gaan nie die Here dien net om seëninge te kry nie. Maar die Here sê, dan sal ek. Maar as jy dit nie doen nie, wat is die teenoorgestelde? Dan sê die Here ook vir jou, dan sal ek julle seëninge in vloek verander. Wanneer ons ophou om God te eer, dan begin ons sy seëninge toesluit. En ja, daar is wonderlike seëninge wat jy kry selfs, al dien jy nie die Here nie. Glo my, die Here sê in sy woord dat hy laat dit reën oor slegtes en goeies, dis ook 'n seën. Daar die moslems het ook vandag seëninge wat die Here vir hulle gee, glo vir my. Die ander gelowe het ook seëninge wat hulle belewe ook daardie reën, hulle belewe ook die son, hulle belewe ook die somer en die winter, hulle belewe dit ook alles. Maar daar is daai spesifieke seëninge wat die Here vir jou wil gee. Maar jy kry dit nie omdat daar fout is. Nou wat is fout? Kom ons begin by ons heel eerste gedagte. Die seëninge is 'n werklikheid, maar so is die slot ook. Die seëninge is 'n werklikheid, maar so is die slot ook 'n werklikheid. Ons lees aan vers 2 hierdie woorde, en julle seëninge in 'n vloek verander. Dit sê nie dat God se beloftes nou herroep word nie. Want die Here het vir jou 'n belofte gegee, dalk 'n jaar terug, dalk 5 jaar terug, dalk 10 jaar terug, en daai belofte het nog nie plaasgevind nie. Luister, soms kan mense jare wag vir daai belofte van die Here. Ek hoop julle almal het 'n belofte. As jy nie 'n belofte het, dit beteken dat jy spandeer nie genoeg tyd met die woord van die Here nie. Want glo vir my vanoggend, elke een van ons het 'n spesifieke belofte of beloftes wat die Here vir ons gee. Gaan merk dit, dra dit in jou hart, bid daaroor, sê Here, U het beloof dit en dat.
Die Here sê ons moet hom herinner aan sy woorde. Die Here gaan nie daai belofte nou terugtrek nie, maar hy kan die seëninge toesluit rondom dit. Die Here hou sy beloftes, want 2 Korintiërs 1:20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. So as die Here vir jou belofte gegee het, dan sal dit so gebeur. Hy het dit beloof. Hy gaan dit nie terugtrek nie. Maar luister, jy kan dalk daai belofte uitrek. Jy kan dit uitstel, met ander woorde, as dinge nie reg is tussen jou en die Here nie. Sy beloftes was steeds daar vir Israel gewees. Hy herinner hulle net, dat daardie seëninge nie deur rituele kom nie. Want dis wat hier in Maleagi plaasgevind het. Hulle het bloot rituele gebring. Julle onthou verlede week het ons gesê, hulle het daar sulke verminkte diere gebring ensovoorts. Dis nie van die Here af nie. Die Here het gesê, as jy 'n offer bring, moet jy 'n volmaakte offer bring. Jy moet daai A-graad bul van jou bring. Jy moet daai A-graad ram van jou bring. Jy moet daai A-graad bring. Daai oes, die beste oes moet jy bring vir die Here. Gaan lees dit maar in die Ou Testament. Dis wat die Here sê. Jy moet die beste van die beste bring. Daai stoetbul, dis wat die Here soek. Maar in Maleagi 1 het ons gelees, dat daai mense, daai ou billetjie wat so 'n bietjie vermink is, en jong, het lyk nie, hy gaan dit in elk geval nie maak nie, kom ek gaan offer hom. Dit was halfhartige godsdiens. En die Here het gesê, ek stel nie daarin belang nie. En nou kom die Here ook, en hy herinner hulle daaraan, hier in hoofstuk 2 sê hy stel nie belang in daardie rituele nie, hy soek verhouding. Dis wat die Here soek. Dis hoekom hy daar sal sê, as julle my dan nie eer nie, dan sal ek julle seëninge in 'n vloek verander. So hoe gaan ek die Here eer as ek nie in 'n verhouding met hom is nie? Natuurlik praat dit van 'n verhouding met die Here, 'n wonderlike wandel met die Here. Wanneer die verhouding verbreek is, het ons daai toegang ook beperk tot ons seëninge. Ek meen, stel jou nou self voor, jy het 'n selfoon en jy het al daai toepassings. Ek het gister gesien hoe iemand daai toepassings so lekker oplaai goed. Dis wonderlik, selfone, tegnologie, jy kan al alles al amper doen. Hy kan nog net nie koffie maak nie. Ek wag dat hy net die koffie ook maak. Die koppie koffie so uitstoot daarso. Miskien gebeur dit nog. Hy het alles tot sy beskikking. Hy het die beste apps, soos ons dit nou maar noem, daar vir jou. Jy kan jou banksaake daar doen, jy kan jou besigheid self bestuur vanaf jou foon af vandag. Maar as jou battery pap word, beteken dit niks vir jou nie. Jy het alles, jy het nog steeds jou selfoon in jou hand, die toepassings is nog steeds daar, maar jy kan niks met dit doen nie, want daar's nie krag nie. Die battery het pap geword. En net so kom die Here en hy sê in Maleagi 2 vir die mense, deur Maleagi sê vir daardie mense, julle batterye het pap geword. Julle het nog steeds daai toepassings. Jy kan nog steeds daai wonderlike dinge in jou lewe doen. Jy het dit. Maar jy kan dit nie gebruik nie. Jy het nie toegang tot dit nie, want die battery is pap. So wat moet gebeur met 'n battery, self 'n battery wat pap is? Gaan laai hom. Hy moet gekonnekteer word met die bron van elektrisiteit. En dis die boodskap hier in hierdie vers 2 wat die Here sê, kom koppel julle aan my, as julle my eer, dan sal ek julle seën, sê die Here. So as jou batterye pap is, as daai seëninge nie meer kom nie, dan beteken dit dalk jy's dood, jy het daai doodheid in jou, en daarom moet jy gekoppel word opnuut aan die Here. En luister, ek praat nie nou van redding nie, ek praat nou met die kinders van die Here, wat so in hulle lewe voortgaan, en hulle ontbreek van daardie seëninge, is omdat jy dalk pap geraak het. En jy moet opnuut daar by die bron gaan staan. Luister, daar's baie kinders van die Here wat vandag loop met die potensiaal van baie seëning in hulle lewe. En ek wil nie vanoggend daai voorspoedsteologie preek nie, dis gelukkig nie wie ek is nie, prosperity nie, maar as ek die Bybel lees, en veral in vers 2, dan praat die Here van seëninge. Hy praat ook van vloek, ja, vervloeking, maar die Here praat van seëninge.
Hy sê, dan sal ek julle seëninge in vloek verander, so daar is seëninge. Daar's baie kinders van die Here wat vandag rondloop met die potensiaal van baie seëninge in jou lewe. Jy kan baie seëninge in jou lewe ervaar, vanuit die hand van die Here, en vanuit die hand van die Here alleen. Maar baie van dit kry jy nie, omdat jou verbinding met God verbreek is. En dit is skokkend. Jy weet, ons het so vinnig daaroor gelees, maar ek wil julle weer herinner aan hierdie woorde van die Here. Dit is eintlik skokkend, dat die Here sê, ek sal jou seëninge vervloek. Dis verskriklik. Dit beteken, selfs die goeie dinge wat ek in my lewe doen en ervaar, selfs my godsdienst, die bietjie wat ek dalk uitleef, kan die Here ook in 'n vloek verander. Die goeie dinge wat ek tans het, kan die Here in 'n vloek verander. Dis wat hy daar sê. Wanneer my hart nie reg is nie. En ons gaan nou by die volgende gedagte ook daarna kyk, maar sien, die probleem is juist dit, die probleem is dat die vloek is daar. Ja, die seëning is 'n werklikheid, maar die vervloeking is ook 'n werklikheid. En nou is die probleem, dis hier binnekant, dis waar die probleem is. Die probleem is hier binnekant, dis soos om skoon water in 'n vuil ou midde bottel te gooi. Wat maak dit aan daai water? Maak die water ook sleg. So dit maak nie saak hoe suiwer daai water is nie. Jy kan die mooiste, skoonste fonteinwater hê en dit in daai vuil bottel gooi, dan is die water besoedel. So as jy vandag dinge doen, al doen jy die regte dinge, al gee jy jou tiende, al kom jy gereeld kerk toe, al lees jy jou Bybel gereeld, maar daar ontbreek dinge in jou lewe waar jy God nie eer nie. As dit net so goed, jy gooi skoon water in 'n vuil bottel. Dit besoedel alles. Julle weet, die Here het baie in die Nuwe Testament gepraat van daai suurdeeg, nê? Wat hy gesê, daai ou klein bietjie suurdeeg maak alles vuil. En daarom, dit besoedel alles, en daarom is die boodskap niks nie, selfs in die Nuwe Testament. En daarom moet ons van binne af skoon gemaak word. Kyk na hierdie teksvers wat die Here deur Haggai gesê het, Haggai 1 vers 9, julle het uitgesien na baie. Is dit nie so nie? Mense hier nuwe jaars voorneme, jong, hierdie jaar gaan 'n goeie jaar vir my wees. Ek sien uit na baie dinge, baie seëninge van die Here. O, ek weet hierdie is my jaar, die Here gaan my seën. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis, wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. En daar's baie te sê oor daai teksvers, ons sal dalk eendag daaroor preek, maar die kort en die lank is, dat daar mense is wat net vir hulle self sorg, vir hulle self amper dien, maar hulle dien nie meer die Here nie. Dis hoe ek daai teksvers kan opsom. Ja, het gaan oor die huis van die Here, gaan jou eie huis, maar dis waarop dit neerkom. Jy begin jouself naderhand dien, en jy dien nie meer die Here nie. Luister, 'n kind van God kan so lewe. Dat jy jouself naderhand meer ag as enige iets anderste. Gaan net oor me, myself and I. En jy vergeet om die Here te eer. Ons kan so maklik die skuld gee vir ander dinge. Ons kan so maklik sê, ag, dis hoekom my finansies nie klop nie, want die ekonomie van die land is maar nou nie mooi nie, en dit is nie reg nie. Dit mag so wees. Of ons kan dalk sê, weet jy, my werksomstandighede is nie lekker nie, want ag, kyk hoe lyk die politiek in die land. Dit mag ook so wees. Maar dalk, net dalk, ervaar ek daardie vervloeking in my lewe, in my finansies, my gesondheid, by my werksomstandighede. Dalk ervaar ek en u daardie tekortkominge, daardie vervloeking, daardie min, omdat ons dalk nie die Here eer nie. Dit is dalk die Here wat daai kraantjie toegedraai het. Ek dink dit was so 3 jaar terug, ek moet hom weer gaan soek toe ek die 2 bottels hier gehad het met die kraantjie. Ek weet nie wie kan dit onthou nie, met sulke blou water, en toe het ek nog gesê, ja,
toe het ek juist oor hierdie gedagte gepreek van, ja, daar is jou seëninge, maar hoekom loop dit nie? Want jy blok dit. En jy kan vandag baie seëninge van die Here blok in jou lewe. Dis hoekom die Here daar sê, as jy dit doen, dan sal ek jou van dit weerhou. Ek sal dit vervloek. So wat as dit die Here is, wat daai kraantjie toedraai in jou lewe? As jy dit al vir jouself gevra, dalk gaan dit met my en met u so in ons lewe, omdat God besig is om daai kraan toe te draai, want ons eer hom nie. Dit is wat hy daar sê in vers 2, hy sê, as julle my dan nie eer nie, dan sal ek. Net soos wat daar die seëninge bestaan, bestaan die vervloeking ook. Maar nou kom ek by ons tweede gedagte, en is baie belangrik dat julle dit moet weet vandag, die slot is nie, die slot is 'n hartprobleem, dit is nie 'n hemelprobleem nie. Nou kyk weer eens na daardie woorde in vers 2. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie. Met ander woorde, waar lê die probleem? Die probleem lê nie by die Here nie. En ons kan so maklik die Here die skuld gee. Is dit nie so nie? Wel, ek weet nie van u nie, maar ek sê maar ons. Ek weet hoe mense baie vinnig kan sê as dit sleg gaan in hulle lewe. Ja, ek wonder waar is die Here? Hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom het die Here dit en dat? Maar wat van jou? Ek het nog nooit gehoor iemand sê, "Jo, hierdie ding gebeur my want dit is my skuld nie." Ons sal die blame net aangee. Dis die Here se skuld. Waar was die Here gewees? Here, hoekom het u hierdie ding toegelaat in my lewe? Nee, die slot is 'n hartprobleem, nie 'n hemelprobleem nie. Die seëninge vir die volk Israel daar in Maleagi se tyd was gesluit. Hoekom? Omdat hulle nie geluister het nie. Ja, hulle het in 'n sekere sin, het hulle geluister, maar hulle was nie gehoorsaam aan dit nie. Hulle het aangekarring, hulle het halfhartig die Here gedien, en ek het verlede week vir u gesê, en ek gaan dit weer vanoggend sê, dit was nie net Maleagi wat met hulle gepraat het nie, daar was baie profete, Jesaja, Jeremia, Daniel, al daardie profete het opgetree om die volk reg te kry vir die Here. Hulle het hulle van lankal af, het hulle probeer reghelp, en ek wil nie, jy moet vandag se boodskap sien as net 'n vermaaning, of as 'n waarskuwing nie, dis 'n roep van die Here. Dis wat dit is. Die Here roep jou terug en sê, luister, ek is moeg vir daardie halfhartige aanbidding. Ek is moeg dat julle daai gebreklike diere na my toe bring. Ek is moeg dat julle net die ou bietjie vir my gee, ek wil amper sê die scraps vir my gee. Ek is moeg daarvoor. Ek wil asseblief 'n bietjie meer van julle hê. Dit is die boodskap van die Here vandag. Die seëninge is nie gesluit omdat God synig is nie. Dit is hulle wat nie geluister het nie. Dis die volk Israel wat nie geluister het nie. Dink aan iemand wat op hulle foon is terwyl 'n mens met hulle 'n ernstige gesprek het. Ek was al een keer in so 'n geval gewees, waar ek iemand gaan sien, het nogal 'n skoolhoof, en nou ja, gaan nie daaroor uitbrei nie, maar hoe ek met hom 'n belangrike gesprek wil voer, maar hy is die hele tyd net op sy selfoon, hy kyk net daar, hy kyk nie eens vir my nie, hy is op sy selfoon in hierdie belangrike gesprek. Jy praat, maar hulle aandag is afwesig, hulle aandag is nie by jou nie. En dit is wat Israel met God gedoen het. En dit is hoekom die Here Maleagi daar na hulle toe stuur. Hy sê, luister, julle aandag is daar by ander plekke. Dis daar by ander afgode. Dis daar by ander mense. Maar dis nie by my nie. Dis die probleem. So met ander woorde, dit is nie God probleem nie. Dis nie 'n hemelprobleem nie, dit is hulle hartprobleem. Klink dit bekend? As ek praat oor mense wat so nie hulle aandag gee nie, wil ek vandag vra, en onthou is in liefde, die wees 'n oproep van die Here, daar ek weet, daar is iemand wat vanoggend hierso sit, wat dit moet hoor, en die Here sê, luister, ek roep jou terug, my kind, ek roep jou terug, jou volle aandag is nie by my nie. Ek weet nie van julle nie, maar dis die beste oproep wat 'n mens kan kry.
is daar waar die Here belangstel in jou. Hy gee om vir jou, hy het jou lief, en hy sien jy het so 'n bietjie afgedwaal, en hy kom en hy sê, kom terug hier waar jy moet wees. Ek wil nie meer daai halfhartigheid hê nie, ek wil jou ten volle hê. En dan gee die Here die belofte en hy sê, dan sal ek, wel die teenoorgestel is van dan sal ek die vervloeking bring, die teenoorgestel is, dan sal ek meer en meer seëninge vir julle gee. Maar ons het so gewoond geraak aan daai probleem, laat daai hartprobleem daar bly. Kom ek gee vir julle 'n illustrasie van hoe 'n mens gewoond kan raak. Op 'n stadium was daar 'n pragtige klavier in 'n kerk gewees. 'n Klavier, nie 'n orgel nie, 'n pragtige klavier. Maar Ruska sou hom gespeel het as sy daar was. Sy kan mooi speel, klavier speel. En daar staan hierdie klavier. Maar julle weet nou, 'n klavier moet so 'n bietjie ingestem word. Net soos 'n gitaar, want hy het ook snare. So, hy moet ingestem word, maar hierdie klavier het toe nou 'n probleem gekry, hy het so 'n bietjie 'n paar valsnote begin kry. En in plaas van om dit reg te maak, het die pianis maar aangepas by hierdie valse klavier. Die mense, die lidmate, die besoekers het ook maar aangepas by hierdie valse instrument. Hulle het maar dit deel gemaak van hulle en so het hulle vir 5-6 jaar aangehou met hierdie klavier wat valse note gee, maar hulle het maar aangepas daarby en so saam gesing. En na so 5 of 6 jaar toe kom daar 'n nuwe pianis, die ander een is weg, en toe hierdie een daar kom en hy begin net te oefen, toe besef hy hier is 'n probleem. En hy maak 'n paar oproepe en hy bel die dominee en hy bel daai en hy bel die een en hy sê, ons moet asseblief hierdie klavier instem, hy sit met 'n probleem. En die dominee en van die ander lidmate se antwoord is, maar was daar dan 'n probleem gewees? Sien, hulle het so gewoond geraak aan dit wat verkeerd is, dat hulle nie meer besef dit is verkeerd nie. En dan gaan die storie aan en die pianis het iemand gekry om dit om instem en daai Sondag toe sukkel almal om te sing. Want hulle is gewoond aan die slegte. 'n Mens kan so gewoond raak aan dinge in ons lewe. Vriende, so baie mense het gewoond geraak daaraan om God te oneer. Met ander woorde om hom nie te eer nie. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Om ernstig die Here te dien, in 2025, om ernstig die Here te dien, dag en nag, het uit die mode geraak. Ek weet daar is nog mense wat dit doen en ek is dankbaar vir hulle, maar om ernstig die Here te dien, het uit die mode uitgeraak. Gaan kyk maar 'n bietjie by die skole, as jy daar praat oor Jesus, of as hy 'n jong dogter daar sal sê, ek is nog 'n maagd, dan word sy uitgelag. Met ander woorde, om die Here ernstig te dien, het uit die mode uitgeraak. Om ernstige tyd met jou Bybel te spandeer, is uit. Ek sê weer, daar is van ons geliefdes, dankie daarvoor. Maar jy sal weet wie jy is vanoggend. En weer eens, ek beklei nie, wys die vinger nie, ek roep jou terug na die Here toe. Net soos Maleagi, kom roep ek jou terug na die Here toe. Daai ernstige tyd met die Bybel waar jy daar sit, en ek wil amper sê, daai Bybel se bladsye raak nat, want jy besef die Here praat met jou, en jy huil voor die Here, en dan droog jy weer die trane af, en dan lag jy weer saam met die Here in sy woord, en dan is jy weer bly, en so, daai emosies, want jy spandeer tyd met die woord van die Here, dit het uitgeraak. Daai ernstige tyd in gebed, dit is ongewoon. Ongehoord van. Weet, ek lees in 'n boekie van Dr. Andrew Murray, nou ja, in sy tyd was dit ook maar al so, was daar ook maar baie afval gewees in mense se lewens, maar ek lees in een van sy boekies hoe dat hy sê hulle het 'n gebedsbyeenkoms beplan. En ja, daai jare was daar ook al kere waar dit min bygewoon was, maar toe hulle in dieselfde omstandighede as ek en u was, toe daar baie politiek, toe daar 'n kookpot was in die land, toe roep hy 'n gebedsbyeenkoms en hy vertel dat hulle moes nog stoele indra en hulle moes stoele nog buitekant sit, dat mense net daar kan wees onder gebed. Kan jy self dit indink?
Vandag is dit ongehoord van. As ek sê ons gaan vanaand 6 uur in die preek nie, maar ons gaan almal hier saam wees om te bid, is daar dalk 2 wat kom. Dankbaar vir daai 2 of daai 3 of 4. Of daar kom julle almal, ek is dankbaar daarvoor. Maar daai ernstige tyd in gebed, mense het gewoond geraak om God nie meer te eer nie. En dalk is dit jy vandag. En ek kom roep jou met baie liefde en sê, weet jy, die Here wil jou so graag terug hê daar by hom. 'n baie mooi teksvers in die Bybel, Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Daai teksvers in die Nuwe Testament, Jakobus 4 vers 8, kan ons net so oor Maleagi 2 vers 2 gaan sit. Stem presies ooreen. Presies dieselfde. Net in ander woorde. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Met ander woorde, gaan verder van die Here af, en die Here gaan verder van jou af. En jou seëninge gaan dalk in 'n vloek verander. Reinig die hande, julle sondaars. Ja, kinders van die Here kan ook sondaars wees, wat sit met bewustelike sonde, en daarom sê die Here, reinig daar die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ons het daar gelees dat die Here sê daar, dat hulle is besig met halfhartige godsdiens, en dit is wat Jakobus ook sê, julle dubbelhartiges, want sien, ek staan met die een voet in die wêreld, en ek wil die wêreld dien, met die ander voet wil ek die Here dien. Dit werk nie so nie, jy kan nie 2 gode dien nie. As jy probeer om daai seëninge oop te sluit vandag met die sleutel van godsdiens sonder verhouding. Hoor mooi wat ek sê, godsdiens sonder verhouding. Sal jy klop en klop, maar daar sal nie vir jou oopgemaak word nie. Die Here soek 'n volle toewyding. Sit jy met daai skrif, sit jy met die Bybel om werklik te hoor wat God vir jou wil sê? Of lees jou Bybel net om daai blokkie af te merk. Dankie tog, ek het weer vandag my Bybel gelees, ek is reg. Nee, dis dubbelhartig. Maar om daar te sit met die Here en om te sê, Here, wat wil U vir my sê? Vra jouself af elke dag, vra vir jouself, wat sê God vir my? En wat doen ek daaraan? Dit is so belangrik om dit in jou lewe te vra. Elke keer as jy jou Bybel oopmaak, wat sê die Here vir my en wat moet ek daaraan doen? Maar ek kom by ons laaste gedagte, die sleutel om seëninge te ontsluit. Met ander woorde, om dit oop te sluit. Vers 2 sê, omdat julle niks ter harte neem nie. Nou, ek wil dit dan nie teenoorgestelde sit. Met ander woorde, as jy dit vandag ter harte neem, en jy gaan doen wat die Here vir jou sê, wat is die teenoorgestelde? Dan sluit jy dit oop. Dan nader jy tot die Here, en hy sal tot jou nader. Om sy naam te eer, beteken om hom te behandel met die nodige eerbied. Hy as 'n heilige en regverdige en liefdevolle God, die almagtige skepper van hemel en aarde. Dis daardie om sy naam te eer. Maar ongelukkig, die priesters in Maleagi en baie van die mense, sê ek weer, het gewoond geraak aan daardie bevlekte offers, besoedelde offers, halfhartig. Hulle harte was ontkoppel, maar toe kom Maleagi en roep hulle terug. Nou, om die bedoeling van Maleagi, onthou hy was 'n profeet en hy het hierdie dinge vir hulle gaan sê, en om hierdie baie mooi te verstaan, kom ek gee vir julle die volgende voorbeeld, en ek het verlede week ook so 'n bietjie iets gebruik van 'n toaster wat jy nou vir iemand gee, maar kom ek gebruik weer so 'n illustrasie. Stel jou voor, dit is iemand se verjaarsdag, en jy het 'n geskenk wat jy 10 jaar terug gekry het. Jy het hom nou nog al die pad gebruik, daai ding is al deurgebruik. Hy is al vuil, hy het al krapmerke op, hy lyk glad nie meer soos hy gelyk het nie. En jy vat daardie geskenk, en jy draai hom toe, en jy gaan gee hom vir daardie persoon. Wat sal dit vir daardie persoon sê? Wat 'n boodskap sal dit uitstuur?
Net een ding. Jy is nie die moeite werd nie. Dis so. En ja, nou kan baie sê, is die gedagte wat tel, dit is seker so, daar is seker tweedehandse geskenke wat ook goed sal wees. Maar ek praat van daar waar jy in staat is, jy kan nou 'n nuwe gaan koop, maar jy's te lui, jy wil nie daai tyd spandeer in dit nie, jy wil nie daai aandag in dit spandeer nie, nou vat jy sommer net gou ietsie, en jy gee dit, halfhartig. Dit sê vir daai persoon, jy's nie die moeite werd nie, en dit is wat die Here ontvang het in Maleagi se tyd. Hy het daardie tweedehandse, sorgelose, oorskiet aanbidding ontvang. Nou geliefdes, die Here wil nie jou oorskiet hê nie. Hy wil jou hele hart hê vandag. Nie net op Sondag nie, die res van die week ook. Hy wil jou hele hart hê. Jy weet, ek hoor van 'n man, sy naam was Johan. Hy was 'n baie suksesvolle projekbestuurder by 'n tegnologie maatskappy. 'n Groot projekbestuurder. En hierdie man was 'n kind van God. Hy het gereeld kerk toe gegaan en hy het alles volgens hom probeer reg doen, maar hy het gevoel en hy het geweet, daar is seëninge wat die Here vir hom so graag wil gee, maar hy ervaar dit nie in sy lewe nie. En jy gaan weet, daar is, jy gaan hierdie gevoel kry, want onthou die Heilige Gees woon in jou, en hy gaan jou attent maak daarop, en so het hy hierdie man met die naam van Johan daarop attent gemaak, en hom gewys, daar is iets wat blok, maar hy het nie geweet wat dit is nie. En so gaan hy een Sondag kerk toe, en daai einste dominee preek oor Maleagi 2, en daardie dominee sê vir hom, ja Johan, en nou die ander lidmaat, hy nie op die naam genoem nie, maar dis hoe hy dit gehoor het, Johan, dit gaan nie net oor rituele nie, dit gaan nie net oor kerk toe gaan nie, dit gaan nie net oor jou Bybel lees nie, dit gaan nie net oor jou gebedstyd nie, dit gaan ook hoe jy die Here eer, deur ander mense ook. Hoe is jou verhouding teenoor ander mense? Hoe behandel jy ander mense? En kom jy jou verantwoordelikhede na? En net daar tref dit hom. Die boodskap wat hy kry het hom hard getref. En dit was hierdie teksvers gewees. Maleagi 2 vers 17, ons gaan nog daarby kom. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag, of waar is anders die God van die reg? Met ander woorde, daar's mense wat naderhand gesê het, ag weet jy, nee wat hierdie ding wat ek doen is nie so sleg nie, dis wat daar is. Elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here. Ag, die Here sal verstaan. Hy verstaan nie. En net daar besef Johan, waar is die probleem? Die probleem is hoe hy mense behandel. Die probleem is daar's verantwoordelikhede wat hy nie nakom nie. En hy gaan terug by sy werk, en van daardie dag af het hy nie meer mense gesien nie. Hy het nie daai moeilike kollegas gesien nie. Hy het nie daardie skelms gesien nie, maar hy het siele gesien. Hy het siele gesien waarmee hy begin werk, en selfs by die huis het hy siele begin sien, en hy het met die siele begin werk, want hy het geweet die Here stel belang in daardie siele, en hy daai verantwoordelikheid nakom. Leer die Here ons nie, wat is die tweede gebod wat gelykstaande is aan die eerste nie? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Johan het dit begin doen. So ek wil vandag vir jou vra, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou Bybel lees? Hoe lyk jou verantwoordelikhede teenoor die Here? Daar is verantwoordelikhede wat ons moet nakom teenoor die Here. Hoe lyk jou gemeenskap met ander mense? Die kollegas daar by die werk, wie ook al hulle is, maak nie saak nie. Hoe lyk jou verhouding met daardie mense? Hoe behandel jy ander mense? Pas op, as daar fout is in daardie dinge, dan kan dit baie maklik wees dat die Here ook vandag vir jou sê, dan sal ek. Geliefdes, dis met jou wat die Here vandag gepraat het. En ek sê weer, die Here roep jou terug. Dis al. Die Here sê, ek wil jou so graag
seën. Ek wil so graag hierdie paaie vir jou gelyk maak. Ek wil so graag, maar jou aandag is nie by my nie. En daarom roep die Here jou terug. Die wêreld gee vir jou maar net tydelike satisfaksie. Glo my, is lekker om saam met vriende te gaan kuier en te gaan jol en al daardie dinge en om dalk iewerster, ek weet nie wat nie, bedrog te pleeg of iets. Dis van korte duur. Jy gaan dalk nou geld in jou sak hê wat jy gesteel het, maar die lang duur van dit help niks nie. So wees eerlik en wandel met die Here. Die Here roep jou vandag en hy sê, my kind, ek wil jou seën. Maar waar is jou aandag? As jy Bybel lees, bid, al die ander dinge wat ek genoem het, waar is jou aandag? Die Here soek 'n volle offer aan hom. En ja, Jesus is ons lam wat vir ons geslag is, daarom hoef ons nie offers te bring nie, maar jou hart, jou lewe as 'n offer. Dit sê Romeine 12 vers 1 vir ons baie duidelik. Stel julle liggaam as 'n heilige en welgevallige offer aan die Here. Gee vandag jou ten volle aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Jesus, baie dankie vir hierdie boodskap. En ja, ons kom bid vandag vir iemand wat hier sit, waarvoor hierdie boodskap was. Iemand wat hier sit wat sy aandag op ander plekke is, wie sy hart verdeeld is as dit by U kom. En daarom kom bid ek nou vir daardie persoon. Here, hulle weet wie hulle is. Maar ek kom bid dat hulle U stem sal hoor wat hulle terugroep vandag, om te sê, hier is ek, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Ek kom bid vir bekerings, wat hieruit gaan plaasvind. Mense wat U weer ernstig gaan soek. Ons kom bid daarvoor. En ons het U hulp daarin nodig, en ons vra dit alles, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie geliefdes, nou ons gaan afsluit met die lied daar op die bord. My gees, my siel, my liggaam, ek hoop U kan dit vandag bedoel as ek sing, my gees, my siel en my liggaam. Kom ons staan, dan sing ons daar die lied lekker saam. Daar's nou ongelukkig nie koffie en tee nie, want die kragopwekker kan nie die ins trek nie, maar jy is welkom om nog daar 'n bietjie te kuier. Dan sien jy dan vanaand om 6:00, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons jou Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.